Is u reg vanmôre vir die woord? Halleluja, is u reg vir die woord? Kan ons al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap gee wat saam met ons inskakel vir oggend? Elke Woensdag en Saterdag is ons in ander mense se huise en ons weet dat dit 'n groot voorreg is om saam met mense die lewe in Christus te mag doen. Nou ons is besig om te praat oor om die stem van die Here te hoor. Om die Here se stem te hoor, en Dr. Gustav het in die week gesê dat ons as Afrikaners, ons is nie gewoond om te hoor hoe ander mense sê om God se stem te hoor nie. Want die woord is net te hard vir ons. Ons wil eerder praat van om die Here se stem te hoor. Maar wie van die stem saam met my dat God is ons hemelse Vader? Halleluja, en daarom reserveer ek sy naam en wat ek aanroep in my tye van benoudheid, reserveer ek vir geleentheid wanneer ek dit moet doen en ek gebruik nie sy naam sommer net in normale sinne nie. Veral nie as hy kwaad is nie. Halleluja. Jy weet wat ek bedoel vanmôre. Die naam wat ek aanroep in my benoudheid kan nie die naam wees wat ek sommer net gebruik wanneer ek frustreerd is nie. Nou wanneer ons sien en ons gaan na Romeine 8, ons verlede week het ons vinnig daarna gekyk, maar ons gaan klein bietjie in diepte dit bestudeer vandag en dan gaan ons verder na ander skrifgedeeltes toe gaan soos wat die tyd ons toelaat. Het is belangrik om in hierdie maand in te kom, nadat die eerste dinge eerste gesit het, en laat my toe om vir 'n klein gedeelte van die tyd moontlik net te leer, ander woorde lering te gee, nie om u iets te leer nie, nee, net om lering te gee. So dit beteken dadelik dat 'n mens se gesindheid van hoe jy die woord gaan benader, gaan 'n klein bietjie anders wees, veral as ons uit Pinkster agtergronde en charismatiese kerke is, dan weet ons dat gewoonlik is die diens slegs gesalf wanneer die spoeg gevlieg het. Maar sien, ons het vanmôre nodig om te weet dat ons het die beginsels eerste gesit en nou moet ons oor oopmaak. Hy moet naby aan God se bors lê. Hy moet naby aan God se hart kom. Ja, die eerste klop wat jy gaan hoor, gaan ja wees vir ons. Dit gaan ook wees vir ander mense, want God wil hê jy moet met hom konnekteer. Hy wil hê jy moet met hom opgeskakel wees. Dis die rede vir Christus se koms, is die versoening met ons Vader. Hy wou 'n familie hê, sonde het gemaak dat ons verwyderd raak. Hy stuur Christus sodat ons met hom versoen kan wees en dan nou kan uitroep Abba Vader. Nou het jou identiteit het verander. Jy sondig moontlik nog, maar dis die ou natuur. Daar's 'n nuwe natuur, nie kultuur nie, nuwe natuur wat in jou moet geweerbore word. En nou moet ons leer om die Here se stem te hoor. Want daar stemme aan die praat. Sien, slegs wanneer daar kommunikasie van beide partye is, dat dit 'n verhouding is. Praat so met 2, 3 of 10 mense wat tans in verhouding is met mense wat jy nog nooit gesien het nie. Hy Facebook verhouding. Kan nie met hulle praat nie, kan nie met hulle bel nie. Jy kry net teksboodskappe. Of wanneer jy die FaceTime kry, dan moet dit op baie sekere tye wees. Jong, sê jy wil hulle sien. Sê jy wil hulle kerk toe bring. Maar om 'n verhouding te kan hê, beteken dit daar moet daarom gepraat word van beide kante. Nou ek gaan nou nie die grappie vertel wat vir my vertel was net voor diens nie. Maar moontlik sou u in 'n verhouding tans wees wat net een praat. Mans, ons weet, ons praat die helfte minder as vrouens. Ons weet dat hulle sê vrouens praat 5000 woorde op 'n dag. En ons net die helfte. Ek weet daar's ook van die vrouens wat naby genoeg aan u, aan ons is, dat by 12 uur is hulle woorde op, dan leen hulle al by môre. Maar daar moet kommunikasie van beide wees.
En ek staan baie keer in verhouding met die Here en ons bid, ons praat met hom, maar ons gee nooit geleentheid vir hom om met ons te praat nie. Ons praat met hom, ons kom en ons kan daai uur bid, daai 2 uur bid en ons wil vir ander sê hoe ons die 10 ure die deernag gebid het, maar hoeveel geleentheid het u en ek hom tyd gegee of geleentheid gegee om met my te praat? Sien, ek het nou gekom en ek weet nie of u ook so bid nie, maar jy bid hard, veral wanneer jy weet daai seun, daai dogter is by die huis en sê hy, Here, help tog net vir Saartjie, Here wat hier langs aan lê, laat sy ook op haar knieë kom. En ons gebruik daai geleentheid vir iets anders as wat dit regtig moet wees, maar ek moet nog steeds 'n plek hê waar ek sal stil word en sê, Here, gee vir my instruksie. Daar's baie stemme aan die praat. Daar's die kondisies wat ek deurgaan. Daar's die omstandighede wat ek deurgaan. Daar's kere wanneer ek deur moeilike of maklike tye gaan en dit praat met my. En daar's ander wat sê, maar ek praat sommer met myself want dis die enigste intelligente kommunikasie wat in my huis is. Miskien ek moet toelaat dat God met my praat. Ons is in verhouding met hom. Hy's nie net 'n God wat ons aanbid nie, hy is ons Vader. Daar's instruksie. En ek weet, daar's 'n generasie wat vanmôre hier sit en ek wil gaan na Romeine 8 vers 14 toe. Wat hier sit en sê, nee, maar jy mag nie terugpraat nie, en ek sê nie terugpraat deur, en ek verstaan dit nie, hy wil hê, en ek moet reageer, dat daar moet kommunikasie tussen ons wees, deur te kan sê, Here, is hierdie die ding, wat ek nou moet doen. Vers 14 van Romeine 8 sê daarso, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is die kinders van God. Ek weet nie hoeveel keer, ek by mense sou sit en dan sal hulle sê, maar Jaco, ek voel net nie gered nie. Ek voel net nie, jong, as ek kyk na daai kind van die Here, as ek kyk na daai groot Christen, as ek kyk hoe hy of sy die Here dien, dan voel ek nie gered nie. Hier is iets wat nie net vir jou moet kwalifiseer nie, maar hierdie is wat jou moet konsolideer. Ander woorde, jy moet standvastig raak. Hoekom? Want as ek nie standvastig is in hierdie wete, dat ek kind van God is, dat daar sekere erfregte is, wat ek mag op aanspraak maak nie, gaan ek in u rondgeslinger word van opinies van mense, wanneer ek deur die Gees van God gelei word, ander woorde, ek hoor die stem van God se Heilige Gees, ek hoor die stem, ek kan identifiseer dat hierdie is die Here wat nou met my praat, en hy gaan nie altyd met jou praat, in 'n manier wat ons dink, daar 'n luidspreker ewer skielik in jou vertrek gaan wees om te sê, hey Jaco, hierdie, nee, daar, ek het nodig om die ingeplante woord te hê in my hart, sodat hy daaroor kan beweeg. Sê daarso, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So ek kom en ek maak dit met my klaar uit, hy wil met my praat. Hoekom? Hy wil met sy kinders praat, en hierdie is vanmôre een van daardie dinge wat ek kan vat en kan vashou aan. Hierdie kan jou anker vanmôre. Ek is 'n kind van die Here. Hoekom? Ek gee gehoor. Ek gee nie gehoor net deur aan die stem van die vlees nie. Ek gee nie net gehoor aan die stem van redenasie nie. Nee. Daar's ruimte in my lewe. Hy's eerste in my lewe. Hy's die middelpunt waarom my lewe draai. Here, wat wil u hê moet ek oor hierdie situasie doen? Lei my, Here, lei my. Sien dat ons geleentheid gee, dat hy vir ons die uitweg sal wys. Pastoor Lansel het so 'n paar weke terug het sy genoem en gesê, dat 'n profetiese woord sonder dat daar vir jou weë geskep word wat jy moet neem, sonder dat daar 'n uitweg is, sonder die weg uit, is 'n woord wat jou moontlik gaan vashou. Maar sien, hy is die uitweg. Christus is die oplossing vir elke probleem. So, Romeine 8 vers 16 en 17 kom daar en sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Maak dit vanmôre uit.
Maak nie vanmôre saak wat voor hierdie diens gebeur nie. Kom, wanneer jy om hierdie draai kom, dis wonderbaarlik. Wanneer jy om hierdie kerk draai kom, ewer skielik jong, jy het toch gestry oor wie brood insit môreoggend en wie moes die goudvisie kos gegee het en jy het toch gestry oor hoe kon jy vergeet om vir my koffie te maak en hoe kan jy dat ek 'n navy blou en 'n swart sokkie vanmôre aan het, dis hoekom ek maar glad nie dra nie. Hoe kon jy het toch gestry toe jy om die draai kom, maar toe jy sien die altaarwerkers is hier, toe sê jy, kom ons ruk ons gou reg. Sien, jy kan nog dinge doen, wie van ons het dingetjies wat ons nog doen? Kom die dingetjies, ek kan nie vanmôre die dingetjies preek nie. As ek die dingetjies gaan preek, gaan ek jou vasnaal aan die goedjies. En dan gaan ek vir jou sê, en almal van ons weet reeds waar ons stand met die Here is. Ek wil nie hê jy moet vanmôre kruipend inkom en kruipend uitgaan nie. Nee, jy is nodig om op te staan as kind van God. God se Gees getuig saam met ons gees vanmôre. Die Heilige Gees aan die binnekant van ons. Ons is kinders van die Here. Daarom is die Kaap waar hy is, want die kinders van die Here doen nie wat hulle moet doen nie, want hulle glo nie hulle is kinders wat kan aanspraak maak op dit wat die hemel alreeds voorsiening vir ons gemaak het voor nie, deur Christus te stuur en te sterwe en op te staan en dan vir ons te gee die mag, die autoriteit. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Iewers het iemand net nodig om te sê, jy mag hoor, jy wil gelei word. Jy wil nie langer in die siklus hardloop waar jy was nie. Jy wil dit op 'n ander manier doen. Nie meer langer net, hoe gaan ek die wiskunde laat klop nie. Nie langer kom ek doen wat die vlees. Kom, die vlees gaan wil hê wat die vlees gaan wil hê. Ons hoor hoeveel keer die woord praat van hoe die Gees gewillig is, maar die vlees is nie. Dat ons sal hierdie vlees en kom, wie van u was gepynig in die vastyd? Jy het agtergekom wat 'n mag jou mag het. Jy het na daai stem geluister. En as ons kinders is, dan ook erfgename en erfgename van God en mede-erfgename van Christus, ons sit saam. Kanselleer vanmôre daai leuen, dat jy mag nie by die tafel sit nie. Kanselleer vanmôre daai leuen, omdat jy nog nie voldoen aan die kriteria wat moontlik jou sou goedkeur of goed genoeg maak nie. Kanselleer vanmôre dit, want ons weet Christus het vir ons gekom. Wanneer ek dit probeer doen deur my eie toedoen, wanneer ek maar net 'n beter kind van die Here gaan wees, wanneer ek net 'n beter kerklidmaat gaan wees, wanneer ek maar net 'n beter moontlike Christen gaan wees, nee, dan kom ek en ek sê dat dit wat aan die kruis vir my gedoen was nie genoeg nie. Ek gaan nog deur my eie doen daar probeer uitkom. Nee. Kanselleer vanmôre daai gedagte en weet dat dit sy bloed is wat jou kwalifiseer. Die Gees van God moet vanmôre begin vaardig word aan die binnekant. Dis nie vanmôre net 'n goeie gevoel nie. Daar's 'n vaardigwording aan die binnekant dat ek my oor kan lê, kan inleen en kan hoor wat God se hartklop vir my is, maar nie net hoor wat sy hartklop is nie, maar laat sy stem, die stem van God se Heilige Gees met ons praat en ons lei. As ons naam, en dit sê daar so in erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Daarom het ek nodig om te sê, ek is soekend na sy stem. En sy stem het vanmôre 'n klank, en daai klank is die woord van God. Daarom gaan God nooit buite sy woord praat nie. Hy gaan nooit buite sy woord praat nie. Wanneer ek sy woord begin aanvat en aanvaar, dan begin die vrees wat in my hart opstaan en laat gaan vanmôre die vrees dat jy moontlik God gaan mis. Nee. Begin 'n verhouding met hom koester. Begin vir hom te sê, Here lei, Here bevestig, Here gee vir my die woord. Here, U gee vir my 'n familie. En hierdie is vanmôre 'n sleutel vir iemand.
Hierdie is 'n sleutel vir iemand. Ja, die Here gaan jou nie 'n woord gee wat jy nie na jou familie toe kan bring nie. Dit gaan nie teenstrydig wees met wat die familie glo nie. Jy gaan kom en sê, "Jong, ek weet hom nou nie omtrent hierdie ding nie, maar ek wil dit bring." En dis hoekom dit belangrik is dat jy 'n selgroep sal hê. Dis hoekom dit belangrik is dat jy sal 'n verhouding hê met mense wat in die woord is, want hulle sal jou kan herinner en sê, "Jong, wanneer jy 'n woord van die Here hoor, dan gaan alles in jou lewe begin ooreenkomstig daardie woord loop en dit gaan 'n oortuiging wees of jy dit werklik glo." Een van twee goed wat ek gewoonlik doen, ek gaan jou of aan die slaap preek of aan die huil. Hebreërs kom in hoofstuk 2 vers 1. Daarom moet ons des meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien weggedryf, dat ons nie miskien weggedryf, dat ons nie wegdryf nie. In die Engels praat dat ons nie drift nie. Nou ek weet, dit is vir 'n paar van hierdie karmanne, laat ek hulle net so sien. Al hierdie karmanne wat van spoed hou, daar drifting beteken iets anders te vir hulle. Nee, ons kan wanneer ek nie luister na sy stem nie, hy is nie een wat gaan agter my kom en vir my sê, my stoot in die skaapkraal in. Nee, hy is besig om te loop na daar waar hy sien dat daar beter gras is, daar waar dit is wat ek nodig het. Vir my lyk dit moontlik nie na beter gras nie, maar hy weet wat ek nodig het. Ek moet sy stem ken sodat hy vooruit kan loop en ek gaan by 'n plek kom waar ek deur eie emosie, deur eie druk, deur die opinies van ander, gaan ek moontlik hier begin eet, want dit lyk net lekker vir nou. Dit voel gemaklik vir nou. Hierdie lyk soos 'n uitweg. Here, ek bid eintlik nie regtig, Here, as ek nou net verligting kan kry, verlossing kan later kom, maar net 'n bietjie verligting, laat ek net kan asemhaal. Waar hy besig is om te loop. En hy is besig om die woord te spreek en ons volg die woord. Maar ons begin hier op die kant, is ons iewers, want die gras is mos groener aan die ander kant. Meeste van die het uitgevind hoekom. En ons dryf. Ons begin af te dryf, weg te dryf. Sien, en is in daai wegdryfproses, hy vind nie oombliklik plaas nie. Sien, ons kan hier in die tweede maand en ons almal sien uit na Valentyns. Want jy gaan dieselfde sokkies en sjokolade kry. Wanneer jy hierdie jaar in die tuin val in die tuin. Dit vind nie onmiddellik plaas nie. Jy kan in die tweede maand van die jaar wees, maar jy het al klaar begin dryf, want ons het gesê, 2026 gaan my jaar wees, maar my lewe, maar die druk, en ek begin 'n dryf. En sien, jy hoef nie te kom soos die verlore seun en te sê, maar gee my goed, ek gaan nou gaan nie. Nee, daar's 'n verwydering wat plaasvind, maar die Gees van God is besig om jou nader te hark, is besig om te sê, kom ons volg hom, daar's dit wat vir jou voorlê, waarvoor jy sal moet luister. Sien, hy's besig om met mense in hierdie tyd te praat, want jy kan nie nog 'n keer om die berg gaan en dit bekostig nie. Nee, hy wil hê jy moet uit 'n droogte uitkom, jy moet in die beloofde land inkom. Hy wil hê jy moet reageer op elke instruksie wat hy gee, sodat ek dit nie mis nie. Sê vir die persoon langs jou, ek wil nie hê jy moet dit mis nie. Ek wil nie hê jy moet dit mis nie. Ek wil nie hê jy moet wegdryf nie. Daar was 'n stem, en daai stem was nie gewoonte nie, wat vir jou vanmôre gesê het, gaan op na die huis van die Here toe. Daai stem was deel van die uitroep van die leierskap van hierdie gemeente, die mense wat oor jou siele waak, ons wat vir jou bid in en uit was gesê, Here, laat u kinders vanmôre opkom. Daar's ander wat nie vanmôre hier is nie, wat u en ek nodig het om uit te reik na en sê, moenie drywe nie, moenie wegdryf nie. Moenie dat die stem van gemak vanmôre vir jou by 'n plek het wat jy sê, ek kan dit maar volg, kom ek gaan maar aanlyn. Jy
Jy aanlyn en jy was goed, jy doen was goed dieselfde tyd, want alles is nou aanlyn. As jy 'n diens kan maak, wees hier. Want hier is waar ons kommunikasie kan hê en jy vra vir iemand, jong, hierdie week het die duiwel aan van my gelieg. Hierdie week het hy gesê, ek moet dit doen, daai doen, die volgende ding, of hierdie woord het by my gekom, en hier is 'n gelowige gemeente werk, 'n liggaam wat in die werk is om te sê, jong, ek dink aan my, daai was die Here nie. Dink aan my, daai was die Here nie. Nee, maar ek het 'n woord. Ek het 'n woord, maar is dit God se woord? Moenie drywe nie. Belangrik. Matteus 7 vers 24, en elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en dit doen. Wie van u het baie mooi idees op 'n Sondag, maar is die en dit doen? Die en dit doen, daar's 'n paar maandag dinge. Maar is die en dit doen? Waar ons moet na die Here se stem luister. Weet, omdat ons hierdie woord bedien, miskien jy kan maar kom. Omdat ons hierdie woord bedien, gaan daar die intensiteit gaan groei om God se stem te begin leer ken. So wat, jy gaan een van twee dinge agterkom. En sien, daarvoor is hierdie altaar vanoggend hier. Daar gaan een van twee dinge in hierdie maand begin gebeur. En hierdie is nie deur druk of vervloeking wat ek dit sê, nee. As praat oor die stem van die Here te hoor, om die stem van God te hoor, die stem van God se Heilige Gees te hoor, dan gaan ander stemme met jou wil begin praat. Want hierdie woord gaan nou getoets word. Ewe skielik gaan jy begin sien, jong, jy gaan seker begin meer praat, ek gaan sommer begin meer praat. Maar daar gaan begin 'n stemme opdaag. En nou gaan ek moet soek na die stem van God. Ek gaan moet nou gehoor gee aan die leiding van die Heilige Gees. Ek weet nie hoeveel van u het dit al gemis soos ek dit gemis het nie. En daai gevoel wat op jou kom wanneer jy weet jy het God gemis. Daar is 'n gevoel wat jy nie wil beleef en weer beleef. Doen jy hom oor en oor, dan begin jy in jouself dof raak. Jy stomp af teen die stem van die Heilige Gees. Maar hy's vanmôre hier om te sê hy wil vir jou vars aanraking gee. Stemme gaan met jou begin praat in hierdie maand, en ek hoop nie dat dit stemme is of stemme van die verlede wat nou terugkom en dat hulle begin dink, jy's besig om dit te verloor nie. Ek sê vir almal van hierdie stemme wat met jou praat nie. Maar omstandighede, vreemde goed, ewe skielik, hulle het nooit jou kinders by die skool geboelie nie, nou doen hulle dit. Kom, mag ons hierdie woord werk toe vat. Mag ons hierdie woord laat werk. Dis al hoe hy werk, is wanneer ek hom werk toe vat en wanneer ek hom begin toepas. Ewe skielik loop dinge net verkeerd, daai stemme begin nie nou meer stilletjies te praat, hulle skreeu na jou, maar hierdie is waar ek moet uitroep na God en luister. Ander ding wat in hierdie maand gaan gebeur is, die Here gaan jou instruksie gee. Die Here gaan u instruksie gee. Die Here gaan vir u sê, jy het gebid tot op hierdie plek toe, tyd toe vir 'n spesifieke situasie in 'n sekere manier, maar nou gaan hy vir jou sê, bestraf nou die wind. Hy gaan vir u 'n sleutel gee, wat spesifiek gaan wees. Hoekom? Want ek het nou in die rus van die Here gekom. Ek het nou 'n woord wat op ek staan, wat my anker. Maar ek het nodig om te wil hoor. Ek het nodig om my hart oop te maak en bereid te wees dat as daar 'n oomblik is waar ek in hierdie rigting op pad wees en hy roep my en ek moet terugdraai, dat ek sal terugdraai. Ek kan
dieselfde uitstap as wat jy ingestap het nie. Hierdie is nie 'n emosionele verstelling nie. Hierdie is identiteitsverandering, kind van God. Wanneer ek weet, hulle wat deur die stem van God gelei word, praktiese applikasie. Jy ontvang woord van die dokter, praktiese applikasie. Ek sê nie jy moet die dokter stil maak nie, dankie dokter, dat jy vir my gegee het wat ek nou na die kruis toe moet vat. Jy het 'n naam gegee. In steede van dat ek gevrees het vir dit wat die onbekende, jy het nou 'n naam gegee, nou kan ek daai naam na die naam toe vat, wat bo alle name is. Die werk wil jou, die werk wil hê, jy alles besig om jou ure te verminder. Here, U sien wat jy aan die gebeur is. Here, ek hoor, die stem van die Heilige Gees gaan vir jou sê, moenie dood praat nie, moet geen bedrog spreek nie, moenie dat 'n woord uit jou mond uitgaan, wat nou gaan die vyand reg gee om tot jou lewe dood te bring nie. Here, U is my bron. Here, U weet waar ek gesaai het. Here, U is besig, Here, om 'n oes vir my te bewerkstellig. Sien, dit gaan nie net oor, kom ek hoor 'n woord, maar ek pas hom nie toe nie. In die oomblik, in steede van net om te sê wat U wil, praat God se wil. Mag ons vanmôre saamstem en sê, Here, maak ons harte oop, en mag ons stil word voor U, dat U met ons praat. As U vanmôre sê, saam met my, ek wil dit nie mis nie. Ek wil God se stem hoor, en ek wil reageer. Staan saam met my op. By ons mannesel het ons in die week gesê, dat ons sal uitreik na mekaar toe, soos wat die Here name op ons harte lê. Ons het gesê, as dit selfs in die gemeente gebeur, doen so. Moenie net dink aan mense en bid vir hulle. Moenie net daai boodskap stuur en sê, ek dink vir jou, ek dink aan jou. Nee, gaan tot aksie oor. Heel Vrydag is een van die gemeentelede se dogter se name, en asseblief moet hom nie in 'n ander rigting vat of iets anders hoor as wat ek sê nie. Een van die gemeentelede se dogter se naam in my kop. Sy is 'n leier by ons in die gemeente, en ek weet sy wag vir 'n datum vir een van die goed wat moet gebeur by een van ons departemente, en ek begin haar naam net te kry, en ek dink, ek moet terugkom na haar toe om te sê, oor hy datum. Maar ek kom agter dat dit is nie hoekom ek dink aan haar nie. En ek begin bid. Ek wag nou om verslag te hoor. Hulle het al gisteraand vinnig hospitaal toe gejaag, vanoggend 4:00 is sy uit. Maar dis wat die Here wil hê. Gehoorsame, erfgename, kinders van hom. Ek wil dit nie mis nie. U staan vanmôre en u sê, ek wil dit nie mis nie. Kom ons bid vanmôre saam, en ek gaan 'n geleentheid gee vir mense wat dit moontlik gemis het. Moontlik is jy ver van die Here af. Moontlik het jou hart net verhard, en jy sê, die Here moet my hart aanraak. Ek wil terugkom na hom toe. Hierdie is ook 'n sielealtaar. As jy wil terugkom na die Here toe, voordat ons vanmôre afsluit, wil ek hê jy moet vanmôre moed vat en net uitstap, terwyl die res van ons sê, ek wil dit nie mis nie, Here, ek wil die stem hoor, raak my hart aan. As jy vanmôre hier is en jy wil jou hart weer teruggee aan die Here, jy wil terugdraai, hy roep jou, en jy draai terug, kom. Maar ook as jy vanmôre by 'n plek is, waar jy sê, die Here moet jou met bonatuurlike krag salf, sodat jy deur hierdie situasie wat so hard praat met jou kan gaan. En het vanmôre gebed nodig.
kom U uit, asseblief. Vader, ons dankie, Here, soos wat ons hier staan, Here, staan ons as kinders van U, Here. Here, ons wil dit nie mis nie, ons wil U stem hoor. Here, ons wil reageer, ons wil doen. Daders van U woord wees, Here. Vanmôre bring ons eie harte voor U, Here. Here, daar waar daar moontlik verskywings, verstellings, vernuwing, genesing moet plaasvind. Doen dit so vanoggend, Here, want hierdie gemeente sê vanoggend ons wil deur die Here gebruik word. En Here, vir ons om deur U gebruik te word, Here, moet ons gehoor gee aan U stem. Vir ons om gehoor te gee aan U stem, Here, moet ons U stem herken. Tussen al die chaos deur van die wêreld, ons, Here, word nie gelykvormig nie, Here. Maar ons kies om vanmôre ons ore te laat besny, sodat ons U kan hoor. In Jesus naam. Ek gaan hierdie diens afsluit. Ek gaan vir Willem vra om vir ons te kom bid, maar ek wil vra as jy vanmôre gebed nodig het, moenie uitstap uit hierdie diens uit sonder dat ons saam met jou gebid het nie. Gee nou geleentheid as jy gebed nodig het, kom vinnig na vore. Willem, kom bid vir ons. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die boodskap wat uitgegaan het vandag, Vader Here. Dis nie 'n boodskap wat ons net gaan luister nie, maar dis 'n boodskap van hoe om te doen, Vader Here. Vader, om vir ons te laat verstaan wat dit is om stil te raak in U tyd, om te hoor wat dit is wat U sê, Vader Here. Dat dit nie geklink het as ambale is as ons bid nie, maar dat ons actually sal uitreik en luister na wat U sê, sodat ons kan doen wat dit is wat U wil hê ons moet doen, Vader Here. Vader Here, daar waar ons nou van mekaar af gaan weggaan, Vader Here, wees met elke huis, Vader Here. Waar ons gaan beweeg is daar 'n geleentheid om iemand te bedien, om iemand te vertel van U, Vader Here, dat ons sal aangryp, Vader Here. Vader, maak ons meer sensitief. Heilige Gees, kom en lei ons vir waar ons moet gaan en wat ons moet sê, dat ons kan hoor wat dit is wat die Here van ons praat. Vader Here, wees met elke persoon. En soos ons terugkom vanaand, dat ons terugkom met groter verwagting na U, Vader Here. In Jesus naam ons bid. Amen.